Gemeente, dis lekker om julle weer te sien, julle pragtige mensies. Hou van jou rok. Pragtig. Dis hoe my hart voel vanoggend, so vol kleur en opgewondenheid. Ek is baie bewus van die feit dat dit 'n verantwoordelikheid is om hier voor te kan staan en 'n groot voorreg weer eens om hier te kan wees. Dit is vir my regtig diep lekker om dit te kan doen. En ons is bewus van die salwing, amen. En die salwing breek juke, die vettigheid breek die kettinge, amen. En ek wil graag net 'n gesels voor ons aangaan. Ek wil net vir julle ietsie lees wat Adel gister vir my gestuur het. En dis waaroor dit gaan. Dit moet in hierdie lig plaasvind. Dat ons is nie hier om te veroordeel nie. Ons almal maak foute. Ons almal maak verkeerde keuses. Ons voorouers het aangejaag op hulle beste. En ons sit baie keer in 'n predikament en ons voel skuldig en skaam daaroor. En dis presies wat die vyand wil hê. Hy wil hê jy moet dit wat jou vashou, dit wat jou terughou, moet jy skaam oor wees en nie vir ander mense te vertel en dan hou jy jou langer in bondage. So dit is waaroor dit nie gaan nie. So wat die Here wil hê is, nog altyd, is die volgende sinnetjie. God didn't save you to enslave you. Amen? He rescued you because he delights in you. Hou dit daai verlore seun pa wat ver kyk en kyk wanneer kom die ouetjie terug. Hy gaan haal hom nie by die varke nie. Hy soek 'n hart van ootmoed. En die Here wil hê ek en jy moet hierdie kettinge van shame, guilt en fear moet ons breek. Hy gaan dit nie vir ons doen nie. Dan sê hy verder, he empowers you because he redeeming you and reaching the world through you. So die Here wil jou gebruik as 'n wessel. Nie 'n venter en koos in 'n boot aan nie, 'n wessel, soos 'n Engelse woord, weet. Wessel, 'n voertuig. So hy wil hê dat jy 'n lekker vry voertuig is, nie backfire heeltyd nie. Hy wil hê hy wil deur jou werk. En ons het vanoggend dit gesing. Presies dit. Mense dink altyd om te surrender is nie 'n lekker ding nie. Mense, as jy alles vir die Here gee, as dan nie plek vir die bose nie. So ek en jy ons moenie stupid wees nie. Die vyand wil hê dat hierdie kortstondige lekkerte wat ons so vashou, ons moet besig hou sodat ek en jy nie voertuig kan wees nie. You are a vessel of honor set apart for the divine purposes. Jy hoef nie 'n pastoor of 'n dominee te word nie. Daar waar jy daar is, wil jy jou gebruik en hy soek dit surrender. En dit is wat ons gesing het vanoggend. We want to give all the room for you. Ons los nie ons sosiale kamertjie oop nie. Ons gee dit ook weer. Dis die pelvolste plek om te gaan getuig daar by die braaivleisvuure. Net deur partykeer stil te bly. As 'n ouer dingetjie vir jou sê en jy stem nie saam nie, net om te sê ek hoor wat jy sê. God desires for you to live a life entirely disproportionate to him. The only way that's possible is through God's intervention. He's ready and waiting to prepare you for the ministry. Amen. Net 'n disclaimer voor ek wegtrek. Nommer 1. Die kanse dat die skaapbout gaan brand is baie sterk. Baie sterk. Die volgende een is, ek bind die gees van slumber. En maak die gees van revelation oop, dat julle en ons almal lekker oop oogies gaan hê. En dat ons geeste oop sal wees vir dit wat die Here vir ons sal sê. Die derde disclaimer is, ek is 'n opgewonde mens. So ek praat 'n bietjie vinnig, maar ek gaan my bes te probeer om stadig te praat. So dis of stadig praat en die skaapbout en vanaand se kos is nie lekker nie. Of ek praat vinnig en julle het ten minste gaan ons vir julle notes stuur. Okay. En julle moet oorluister. So vir jou en vir my om hierdie ding regtig te laat werk, is dat ons dit oor en oor gaan luister. So as jy ry van Mafeking af, gooi die DVD of wat is dit deesdae, die streaming op, ook kan luister. Nie omdat ek so nice is nie. O ja, en die belangrikste, ek het nie hierdie bediening begin nie. Dis die ding wat ons kerk uitgesuig het nou en ons kom agter nie. Ja, maar daar staan nêrens niks letterlik bevryding in die woord nie. My boeties en sissies, hy's ingeweef in die woord. Nommer 2, daar was groot Christen generale voor ons wat hierdie bevryding gedoen het. En self geleer is deur die bose geese hoe dit werk.
Terwyl die duiwels uitgedryf word, vertel die duiwels van wanneer het hulle ingekom. So daar het hulle inligting gekry, wat gewoonlik nie in die woord staan nie, maar Jesus het ook met hulle gepraat. En hulle vertel hoe en waar hulle inkom. So, dis nie die woord wat ons hier gebruik nie, dis experiences wat al in die verlede plaasgevind het, wat hierdie bediening so sterk maak, en wat die vyand so graag wil terughou. Amen? Kom ons bid saam. Aba Vader, ek eer U en prys U naam, Here, want U is goed. U het net goed in gedagte vir U skepping en U skepsels. En U DNA, die redding is binne ons. U DNA van liefde, U DNA van vryword, U DNA van bereiksaamheid, U DNA van 'n purpose eendag, 'n purpose nou, U DNA van 'n volheidslewe is binne ons. En Vader, vandag hier waar ek 'n paar dinge gaan noem, waar ons gaan gesels rondom bietjie meer persoonlike dinge, bid ek Here dat U nou 'n rustigheid en 'n vrede sal bring. En as daar convictions is, Here, dat U dit sagkens vir ons kom verduidelik, Here, en mag die verandering en die afskeid vinnig en maklik wees in Jesus naam. Vader, dankie dat U vir ons 'n gees van revelation nou gee aan elkeen van ons. U weet, U was daar in die verlede, U is nou in die hede, Here, en U kan deur U gees vir ons wys waar is die probleme. Here, ons hoef nie deur hipnose te gaan of snaakse goedjies nie, Here. U is die weg, die waarheid en die lewe, die enigste weg na die bonatuurlike. En ons eer U daarvoor. Vader, seën my lippe, rig my gedagtes, dat dit aanneemlik vir U sal wees. En die gemeente sê, Amen. Amen. Goed, ons is besig met 'n basiese bevrydingskursus. Jammer, dit is nou in die dienste, maar ek weet julle is moeilik, julle kom nie Saterdag aande by mekaar nie, so ons het hierdie een vasgemaak op Sondagoggend. So ons doen 'n basiese bevrydingsbeginsels, en laas keer het ons gepraat oor die inleiding. 'n Bietjie inleiding gesels met julle, so ons gaan 'n PowerPoint opgooi daarso vir julle, en julle kan dit nou saamvolg, en julle sal hierdie ene wat nou hierso is op die kerk, gaan julle kry. So ons het laas keer gepraat oor inleiding, ek gaan nou 'n bietjie saamvat, en vandag praat ons oor hoe om die vyand te identifiseer. Dit is sessie 2, en dan volgende keer gaan ons praat oor hoe om vry te kom. Dis volgende Sondag. Wie gaan die wees? Yes! Ons het laasweek suiker bestraf, en koek. Ek wil net vir julle sê, ons het 'n goeie sessie gehad met 'n persoon wat 'n kakkerlak in sy lewe gehad het, en die Here het vir ons gehelp, en die persoon is bevry, en ek sal later bietjie daaroor gesels. Goed, wonderlik, en nou gaan ons aan. Kom ons vat so bietjie saam van laasweek. Volgens 2 Korintiërs 5, vers 18, is ek en jy in 'n bediening van rekonsiliasie. So die Vader wil hê dat ek en jy goeie midwives moet wees, goeie toerusters, en goeie uitstuurders. Die feit dat jy kinders het, is dit bewys. Jy moet 'n geboorte gee aan jou kind. Jy kan hom nie dan sê jy's nou 21, jy moet nou gaan buitekant vir die groot wêreld in nie. Daai kind van jou moet gaan deur 'n goeie geboorte, 'n goeie opbrengs, 'n goeie toerusting, en dan hierso op 21 stuur jy hom uit. Net so wil die Vader hê dat ek en jy met mense om ons werk ook. Met jouself, dat jy 'n volmaakte mens sal wees, volgens 2 Timoteus 3:16 sê hy, as jy God se woord bestudeer, dan is die uiteinde dat jy mens volmaak sal wees en volmaak toegerus sal wees. Presies wat Charlotte vanoggend gesê het, wanneer kom jy dat jy by my woord sit? So Vader soek ons goeie midwives, goeie toerusters, goeie uitstuurders. Amen. En om dit te doen, is bevryding een daarvan nodig. Om dit te doen, is heiligmaking nodig. En bevryding is deel daarvan, om daai eie af te skil waarmee ek en jy gebore is, en in die wêreld ingestuur is. Amen. Die volgende een is, ons het 'n vyand wat wel en goed gestruktureerd is. En hy is 'n goed geoliede koninkryk. Ons het daarvan gehoor in die realms waar hy besig is, en dat ons moet weet dat die bose magte onophoudelik besig is. Hulle slaap nie as jy slaap nie.
Die vyand is onophoudelik besig om ons te probeer tuister en ons sondige vlees te probeer binnendring sodat ons in die moeilikheid sal wees. Dis hoekom die woord sê, wees waaksaam. Staan vas. En die ander ene moet hom nie 'n vatkans gee nie. Amen. So die woord sê dit, die woord waarsku ons, ja, maar ek is wedergebore. Ons sal nou daarby uitkom. 'n Wedergebore persoon kan nie besete word. You can't be possessed by a demon, but you can be oppressed and obsessed. Oppressed, onderdrukking, obsessed, stronghold. Jy kan. Goed. Ons veg nie na oorwinning toe nie, ons veg vanuit 'n oorwinning, het ons gesê. Die Here is binne ons, die victor in ons, is sterker as daar buitekant. So, die vyand is reeds verslaan. Maar sonder sy tande is hy besig om jou kop te smokkel. En hy praat nogal mondvloed weer uit tande, hoor. Is julle nog hier? Ek is so bly. Kom ons gaan aan. So, vandag gaan ons doen, wat is die eienskappe of om die vyand te identifiseer. So ons eerste deel, ons gaan 3 dele hanteer, karaktereienskappe van demone of bose geeste, areas waar hulle blyplek kry of waar jy hom gaan kry, en dan die derde ene is, hoe kom demone in? Almal rustig. Everyone awake. Okay, I'm going to speak some English now and then fluently. Wat is die karaktereienskappe van demone? En om dit te kan doen, het ek en jy, en die Here het ons toegerus daarmee, met 'n gees van onderskeiding en 'n gees van woord van kennis. So dis wat gebeur het laas Sondag hierso. Die Here het vir ons gewys dat daar definitief 'n probleem met die persoon is. Die persoon het gekom met 'n ander probleem en die Here het vir ons gewys, hier is die probleem. En toe natuurlik 'n woord van kennis te gee en regte vrae te vra. Is dit geïdentifiseer? En ons het toe natuurlik die kakkerlak verwyder namens in die naam van Here Jesus. Hoe werk dit? God can't cast out your friend. He can only cast out your enemy. So this person had to renounce and said he hates that evil kakkerlak. Okay. And he did that furiously. And we realized that he definitely meant it. And then there was time for. There's no deliverance if there's no repentance. Okay. If you don't repent, you still stand on the side of the enemy. So God can't cast you out if you're side of the enemy's camp. You have to get out through repentance and then you can be delivered. Israel moes eers die bloed aan die poste smeer, sodat hulle kon gered gewees het van die engel van die dood. Toe is hulle eers deur die water. Die bloed is repentance, om te sê, ons glo in God wat nie 'n gees van dood is nie, my God gaan my red. So die redding het nie plaasgevind by die rivier nie, daar het bevryding plaasgevind. Maar deur die Jordaan vind vrymaking. Daar's 'n verskil tussen bevryding. Bevryding is net die begin, mense. So hierdie kursus is die fondasies van Christen geloof. Bevryding. Daar kom 'n ding soos vrymaking. Daar kom 'n ding soos vryheid. Dis waaroor dit gaan. Nou is ons bruikbaar. Bevryding is net deur die Rooi See. Julle gaan nou mooi verstaan. Okay, so, wat het ons te doen? Ons het te doen met demone, onrein geeste, ontliggaamde persone. Jy het te doen met 'n persoon, hy kan praat, hy kan voel, hy beleef dinge, hy gesels met jou, hy gesels met Jesus. Dis 'n persoon. So dit gaan dit jou verander in die denke wat jy vandag gaan hoor. Omdat ons grond toe kom en bietjie persoonlik gaan raak, gaan jy dinge hoor en jy gaan voel, is bietjie convicted, die kerk mag nie daarvan weet nie. Dis 'n persoon wat jou tuister, sonder 'n liggaam. En hulle soek 'n liggaam. 'n Mens of 'n dier, tweedehandse enetjie, maar 'n mens soek 'n eerste. 'n Ongeredde mens se liggaam, wonderlik, vir alles hier van plek gee. Maar ek en jy, kom hy en hy probeer deur die gedagtes, ons gaan nou inkom, hoe hy inkom by ons. Okay. So ons het te doen met persone, gevalle, engele. Daar's 3 hooftake wat die Satan, die vyand,
gee om te doen. Eerstens, they torment and they torture. Hulle is daar om jou te pla en jou te pynig en jou moeilikheid te gee. That's their job. Why? Because they don't want you to know Christ as your Savior. And number 3, if you have Christ as your Savior, they want to prevent a full life and that you serve the Lord. Is jy opgewonde? Hier is inligting, maar die Here gaan vir ons help vandag, want julle gaan verstaan hoe werk die vyand en wat is sy plan en wat is God se plan. Is almal nog hier, pastoor? OK, hierdie kolom gaan vir jou, soos laas keer hy vir my so opgewonde gemaak van heavens en al die goedjies en realms, gaan hierdie vir jou verskriklik, want hier is 'n tabel. OK, kyk hierdie tabel wat ek self gemaak het, saam met AI, Anna Immelman. So die juffrou kan nie moeilikheid gee nie, ek het vir Anna gevra. Help my. En kyk daarso. So ons gaan 3 dinge hanteer hierso. Eerstens, die vlees, tweedens, die demoon, derdens 'n vesting. So you're going to be delivered from a demon, but you're going to be freed and have freedom from the stronghold. Want vyand uitgehardloop die dag toe ek wedergebore word van vloek en skel en laster, toe is ek uit, maar daar's nog so brandmerkie wat gebly het. OK. Goed. Toe ek opgehou het met al my habits, toe is ek delivered, maar daar is nog brandmerkies. Elke keer as 'n ou verby stap en hy sy sigaretjie, dan kap ek hom. Ek maak nie grappies nie. Dis die waarheid. En my conviction, my oordeel teen mense wat dit gebruik, was nie liefdevol gewees nie. Maar die dag toe ek vryheid beleef het, toe is ek kalm, soos 'n walm. dit rym nie lekker nie. OK, goed. Wat is die oorsprong van die vlees? Adam, ouma Eva, oupa Adam, né? Wat is die oorsprong van demone? Hulle is gevalle ontliggaamde persone wat ons nou oor gepraat het, en die vesting is denkpatrone, traditions wat ons so afgeskit het vandag. Al daai goedjies wat ontwikkel. Eienskappe van die vlees, soos julle hom ken, Galasiërs 5. Dis net gaga. Selfsug, ek, myself, myne. Wat is 'n demoon se eienskappe? Ons gaan nou te hanteer. Bedrieglik, manipulerend, hulle wil tuister, hulle wil pla, they want to destroy. Wat is 'n vesting? Herhalende, verstandelike kastele, forte wat binnekant jou liggaam gebou word en om jou in 'n vertiewe geloofsisteem in te sit, 'n belief system. Wat is hoe kom die vlees in? Dit is natuurlik oorgeerf. Ek en jy kry dit toe ons gebore is. 'n Demoon oop deure, hy kom in deur oop deure of deur trauma. Oop deure, sonde. Sonde, onbeleide sonde, se waarnuisdeur. Vesting, baksteen vir baksteen word gebou, herhaaldelike blootstelling in misleiding aan wat? Aan dinge wat jy hoor, dinge wat jy sien. Jy kan nie bevry word van die TV nie. Jy moet jou geestelike gluteus maximus oplig en daai ding gaan afskakel of 'n hamoer gaan haal en daai ding plat slaan. OK, dis hoe dit werk. You can't cast out the TV. You can. That's maybe the best thing to do. OK. Goed, hoe om dit te hanteer? You can't cast out the flesh. You have to crucify the flesh. You can't crucify a demon. You have to cast him out. Okay? And what do you do with a stronghold? You cast it down, according to Corinthians 10. Yeah? Cast it down. Alle vestings, bring dit neer met wat? God se woord. God se woord. Kom ons lees hierdie pragtige verse. Hy sê, Johannes 8:31, if you continue in my word, then you will know the truth, and the truth won't deliver you, it will set you. The truth won't deliver you, it will set you. It will deliver you, but eventually set you free. Amen? So dis waar ons op pad is, mense. Ons wil nie net bevry word nie. Israel was ook bevry, waar het hulle gesit? In die woestyn. Verlang na wat? Eie en knoffel. Terwyl melk en heuning vir hulle wag. Wie soek Arabiese kos? Lekker man. Nie stupid wees nie. Okay.
Jeremia 23:29 is not my word like a fire, like a hammer, breaking down what? Rocks into pieces. Wie doen dit? Sozo doen dit ook. Ons breek daai mure af. Met wat? Die toerusting wat die Here vir jou gee op daai stadium. You have to replace the spirit of deception with the spirit of truth. To be really free. So bevryding, my boeties en sissies, is net die begin. En dan, beste passende woorde vir elkeen. Die vlees, rebellie. Die demon is oppression. And the obsession, jou obsessie. Een familie. Die een is lief vir almal, die ander een is 'n rasis. In eenheid. Blootstelling is die probleem. Blootstelling is die probleem. Goed. Begin dit nou sin maak. Kom ons gaan aan klas. Ekskuus tog. Ek is by disipelskap, sorry julle. Dis om te weet hoe om dit te hanteer, moet ons natuurlik gaan kyk hoe werk dit. So vir elke faksie moet ons weet, is dit van die vlees? Is dit 'n demoon of is dit 'n vesting? So asseblief, hierdie mag nou nie slaankrag wees in elke huishoudelike fight nou nie. Jy het 'n demoon, jy het 'n patroon. Ek check jou, jy hoor wat Nico gesê het. Stop it. Julle weet ons gaan ons daai bevryding doen hier buitekant. Ek julle vertel van die hitte, né? Van jy slaan jou vrou, jy gooi 'n bietjie, jy suig 'n bietjie of wat ook al. Dan gaan jy by daai stalletjie kom. Dan maak hy oop en sê, "Wat is jou probleem?" Ek sê, "Ek klap my vrou." Sê, "Stop it." Dis hoe die bevrydingsdienste nou begin werk hier by ons. Stop it. So jy's 'n toegewyde Christen, jy loop die pad van heiligmaking, jy lees jou Bybel, bid elke dag, né? Maar nou is daar 'n hardnekkige stubborn steentjie. Nie STE lang y nie, ek praat van 'n vlekkie, né? 'n Steen wat pla. Nou bid jy daarvoor. Jy bely dit, maar hy gaan nie weg nie. Ek het hom gekry, hy is nie weg nie. Goeie kans demoniese aktiwiteite. Want die vlees word gebreek deur crucifixion, deur te sê dissipline, I repent, ek bely, ek maak klaar. Maar hoekom is daar goeders wat nog aanhou? Al wil jy dit nie doen nie. Goeie kans demonies. So hier's 'n paar hulpmiddels. Ons gaan 'n paar werkwoorde vir ons nou lees. 8, wat is dit? Verbs. We're going to do 8 verbs that distinguish these demons, what they do. And if it's in your life, one of the 8, there's a good chance that's demonic. Okay, net soos die wind. Ons kan die wind, ons kan hom nie sien, maar ons kan sien wat hy doen. Dieselfde met demone. Jy kan hulle gewoonlik nie sien tensy jou geestesoë oop is nie, maar jy kan die effek daarvan sien. En dis die werkwoorde wat ons nou gaan praat. Goed. So wat doen die demone eerstens? Hulle versoek, hulle lok uit. Die bose versoek mense en hulle check die mense, hou hom dop. En dit is gewoonlik hy verbale stemmetjie, iets val op die grond en jy check hy ding en niemand sien hom nie en hy stemmetjie sê, "Tel hom op." Niemand weet daarvan nie, man. Niemand sal weet nie. Jy's besig met SARS se bladsytjies. Wie ken SARS? Sit daai enetjie voor die 5. In plaas van 50,000, 105. Niemand weet, almal doen dit. Dis presies hoe hy werk. Hy lok jou uit, hy versoek. Jy het nou, ek weet waarvan praat, julle ken hierdie getuienis van my. Jy het nou rus om minder te betaal. Maar elke keer as SARS op TV verskyn, dan kry jy so sweet op die bolippies. En wat gebeur dan? Dit is shame, fear en guilt. Wat hou dit terug? Nico kan nie sy volheid uitleef vir die Here nie, want hy het 'n geskiedenis. Niemand weet daarvan nie. Hoe gaan dit nou wees? Ja, daai ding het nou bygekom. Nou gaan jy vir die mense vertel en jy het al hoeveel keer hier voor gestaan en nou moet jy vir die kerk sê, jy het eintlik gelieg. Kettinge. Hulle tuister, hulle pla, hulle bestudeer jou. Hulle ken jou swakpunte. Jy het 'n gaga dag by die werk. Alles gaan verkeerd. Pasiënte stap laat in. Ek weet nie van wie praat ek nou hierso nie, maar volg my oë. Okay. Hy stap laat in met 'n foon in die hand. Lekker. 15 minute. En dan nou terwyl hy my praat, sê ek vir hom jy's laat. Ja, goed so. Yes, have a nice day en so. Chips. Wat gebeur? Ek verloor dit. Wat sê ons altyd? Ek gaan buite myself. Pas op wat jy sê daar, dis die waarheid, want nou raak iets anderste. En in daai oomblik kan daar 'n gees van aggressie inkom.
En later check jou vrou jou, hierdie gebeur ietsie lekker van pappa nou. Hy raak nou soos die mense by wie ons gekuier het laasweek. Hy oom wat so aanhoudend skree met sy vrou. Wat gaan aan hier so? Ek ken hom nie so nie. Dis die ou wat ek mee getroud nie. Hulle pynig. Matteus 18 vers 23. Ons ken die verhaal in disipelskap. The story where the king brought his servants in to check who owes him what. And the one guy owed him 20 bags of gold. It's baie geld. And he says, please, I can't pay you. En hy sê, ek gaan jou in die tronk gooi. Hy sê, I can't pay you, please. And the king got merciful and he set him free to go. And when that servant left, he walked out and one guy owed him, waar is Droon? 20 silver coins. Kyk, Droon versamel coins. Jy moet weet, waar Barry het weet, waar Droon was hy hierso? Droon, waar is die TV? Check jou Droon. Check bietjie van my like daarso. Droon, check jou boet. Hy skuld 20 coins. Dis soos 100 rand. En daai diensknegt gryp daar aan 'n diensknegt. You owe me that, I want the money now. And the servant said, I can't pay you, please. And I said, he threw that into the jail. And the king's men heard about this and they sent that servant back to the king. And the king said, shouldn't you have mercy on that servant like I gave you mercy? Now I'm going to put you into the jailers and you're going to be tormented. En nou lees ons die volgende versie. Matteus 18, 33, 35. Should you not have had mercy on your fellow slave, as I had mercy on you? And in wrath, his master turned him over to the torturers, the jailers, until he paid all he owed. My heavenly Father, this is Morena Jesu Christi. Jesus wat die praat, Nuwe Testament. My Father will also do to the same. If each of you does not forgive his brother from your heart. Dis die Here wat die praat van die Vader aan pynigers. So ek en jy is 'n oop deur. We're an open target for the enemy. We give him legal access through unforgiveness. Onvergifnis is 'n groot waanhuisdeur vir die vyand om in te kom. Klaar, dit is so en daar's twee pynigings wat gebruik word. Die fisiese, gewoonlik gekrepelde, artritisse, daai tipe van einas, het die mense al beleef, moet jy eers onvergifnis afwerk, bely, klaarmaak voor genesing kom. No deliverance, no repentance, no deliverance. Of die psigiese, die vrees vir kranksinnigheid gewoonlik kom in. Dis nie die vrees wat dit doen nie, maar dis die leengees wat jou beskuldig en jou geloof en jou vrede kom steel. Die psigiese, die aanhoudende gepla, die vrees wat daar sit. So, Vader sê, hy gaan jou tronk toe stuur en jy het die sleutel vir daai bevryding. Hoekom? Vergifnis. Goed, is almal nog hier. Hulle dwing af. Hulle is compulsive, die eienskappe van demone. Kompulsiewe rook, eetery, alkohol, babbelsug. Vrouens, druk julle vingers in julle ore. Babbelsug, daai aanhoudende ek weet nie waarvan julle ouens praat nie, né? Kompulsiewe rook, eetery. Wat doen hulle nog? Hulle maak slawe van jou. Hulle enslave jou. Jy sondig op die gebed, byvoorbeeld van die seksuele. Jy bely dit. Jy beleef vergifnis en reiniging. Maar dan is daar nog steeds 'n hinkering om weer te sondig, al wil jy nie. Terwyl jy dit doen, voel jy vuil. Daai, demonies. Enige kompulsiewe, aanhoudende storie. Masturbasie, definitief is deel daarvan. Doen afstand daarvan, mense. Reinig dit met die bloed van Jesus. So waar nommer 4 en nommer 5 saamkom. Ander woorde, compulsive plus enslaving, it equals addiction. Jou verslawende ouens het gaan gewoonlik gebeur hierdie twee goeters. Dan, hulle besoedel of hulle bevuil jou, veral tydens aanbidding of tydens jou gebedstyd saam met die Here, kom daar 'n gedagte van die kant af wat nie pas by daai ding nie. En as jy nie weet om daai mure af te breek nie, deur wat te doen, neem elke gedagte gevange, bring it close to God, and then, if it's not from God, you cast it down.
Hierdie is nie van U af nie. Wat wil die vyand doen? Die vyand kan nie jou gedagtes lees nie. Maar hulle check jou reaksie. So what they do is they send a lot of thoughts and HD movies to your head. And then they see how you react. And if you don't use 2 Corinthians 10, dan sê hulle, aha, lyk maar die man hy luister vir daai movie. Then they start just pushing you further into that sin. Hulle mislei, hulle bedrieg, dis die ou Satan se triek, né? 1 Timoteus 4 vers 1 sê, the Spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Any deceiving, verleidelike dwaallering sit 'n demoon agter. Wat doen die vyand? Hy lieg nie eintlik nie. Wat hy doen is hy vat die waarheid en hy twist hom net so bietjie. Wat doen hy wat ek jou laas gesê het? Hy vat jou vlak van kundigheid en hy smok hom met jou kop op daai ding. 'n Ander wat bietjie skerper is daarmee, moet hy 'n ander triek doen. Okay. 2 pasiënte wat laat is. Op een slag. Hoe sê hulle, for every level is a different devil, né? Okay. Hulle mislei. En weet jy wat doen hierdie ding? Wat maak die deur oop vir misleiding? Is die deur trots. Ons gaan nou sien hoe werk die vyand. Die trots is die wortel van alle sonde. Mense kan vir my sê dit trots is die wortel. Dis wat Lucifer uitgestoot het uit die hemel uit. That's the origin of sin. Pride. Die feit dat jy nie wil vergewe nie, pride. Die feit dat jy 'n ander dwaalleer volg, pride. Ek het 'n beter ding as wat daai ou sê, né? Pride. So hy is die wortel van die sonde. En as trots uiteindelik begin en jy gaan deur misleiding, dan verander dit in bedrog. Dis nie meer bedrieg nie. Bedrog, wat is? Wat 'n groot probleem is, jy gaan gevang word as gevolg daarvan, okay? So dit is, jy moenie mense oordeel wat jy sien op die TV, die Mels en die Peets en die wat ook al nie. Moenie lag nie. Zip, dis nou hier waar ons moet toets. Daai mense het op 'n stadium oorgegee aan klein goedjies en naderhand eindig dit. So, as jy in Marrakas gekom het en jy het nie te veel trots nie en jy luister vir jou vrou en sê stop daarmee en jy luister vir haar en jy maak klaar, dan word hy skoongemaak, die vlees is afgehandel. Maar die oomblik as jy dit toelaat en die vyand stoot jy al dieper in die ding in, dan raak die trots so sterk because trots is 'n strong man. En daai trots reguleer jou om nie te verontskuldig en jy raak naderhand 'n goeie prokureur want jy het vir elke ding 'n antwoord. Praat ek met mense vandag hierson. Hulle maak siek, swak, moeg en dood. Satan is 'n moordenaar. That's what he does. Wat doen hy nog? Spirit of slumber. Gaan lees hom bietjie in Romeine 11:8 en Jesaja 29 vers 10. Jy is besig om God se woord te lees. 10 minute, tjoeps. Maar 2 die oggend kan jy pervert movie check sonder in slaap te raak. Hulle haat dit as jy besig is met die Here. So dis baie keer 'n goeie slaappil. Werk hom uit. Okay? Is jy nog hier? So, ewe skielik het jy baie energie, maar as jy besig is met die Here se goeders dan, en dis hoekom ek die gees van slumber gebind het vanoggend. Hoekom? In die naam van Jesus, nie Nico Grobler nie. Een woord wat al hierdie goed opsom is, rusteloosheid. Al hierdie goed wat ons nou genoem het, rustelose mense het bevryding nodig. Sluit my ook in. Okay? Rustelose mense wat aanhoudend aan die gang is en dan jy verstaan nie en dit baie mense Here hulle op want dis net dis too much, jy weet? Sulke mense het bevryding nodig. Goed, nou gaan ons kyk na areas waar hulle blyplek kry. Waar kry jy hierdie demoontjies? Die eerste plek gaan ons eers lees Proverbs 25 verse 28. 'n Afgebreekte stad sonder 'n muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Dink maar aan jou addicts, né? So as jy areas ooplos, jou stad, jou innerlike persoonlikheid is soos 'n stad met mure om. En as daai mure, ek praat van goeie mure,
En as daai mure plat is, omdat jy geen selfbeheersing het nie, everything goes, free spirit. Alles is lekker. Is jy 'n open target vir die vyand? Wat is die vrug van die Gees? Selfbeheersing. Selfbeheersing. As jy nie selfbeheersing het nie, het jy in die moeilikheid. Emosies, houdings, enige negatiewe emosie, attitude, agter daai emosie lê 'n demoon. Okay, hou vas, die sinnetjie is nog nie klaar nie. Ons praat van aggressie, aggression, fear, loneliness, self-pity, hopelessness, pride, jealousy, bitterheid. Hierdie is van jou bendeleiers in die gees. Baie van hierdie emosies is daar 'n bendeleier agter en bendes werk in gangs. When you open the door for the one, the next guy comes in. More they push you in your evil fleshly wrongs, the more you open the door for the next guy to come in. So if you do deliverance, you don't usually just tackle the one, you have to tackle the whole cousins and the family. And that's why you need the spirit of discernment and a spirit of knowledge. Ja, maar jy's 'n pastoor, dis hoekom jy dit het. Die Here sê hy gee aan die wanneer hy wil, vir wie hy wil. Wanneer wil hy dit doen? Wanneer jy besig is daarmee. Hoekom het jy dit nog nie gekry want jy het nog nie dit gedoen nie? Want jy is nie besig daarmee nie. Okay, is daar ding so self-deliverance? Of course, yes. It's part of your time with the Lord. Ons sing vanoggend, please, I'm going to leave all rooms open for you. Maar hoeveel maak jy oop en hoeveel maak jy skoon? Because you can't come into a dirty place, man. Where there's kakerlakke. You have to get the kakerlakke out. And then you get the spirit in. Okay, that's how it works. Sorry, Annie, ek weet jy kan nie. As Annie nie iets kan vat nie, en sy sê ek kan nie. Maar dit ry met Annie. Maar Annie weet nie wat ek weet nie, is dat as ek kakerlakke gebruik, jy gaan dit onthou die hele week. Want demoon is nog nie in jou vocabulary nie. Kakerlak is. So by the way, Bok, ek het een gesien in die cottage vandag. Kakerlak. Dis sê ek spaar jou, want ek praat oor jou vandag. Jy is nog vry. Jou kakerlak. Beteken dit nou elke keer as jy nou vrees, jy het 'n demoon? Nee, ons sê agter daai vrees staan daar 'n demoon om jou verder te stoot. So vrees, jy raak bang. Jy raak teleurgesteld. Agter daai ding staan Satan, 'n bite of Satan soos die woord van praat, soos nie woord van praat nie. Wat is sy naam op die boek? Bite of Satan, die boek geskrywe. John Bevere het oor die boek geskryf. Hy het gesê, in every time in the crossroad of disappointment, there stands an enemy that we call him offense. Not offense, offense. Not offense, offense. Okay? And he stands there with his bite, and the bite is offense. The moment you take offense, remember people say, ek het aanstoot geneem. Die oomblik as jy daai aanstoot neem in jou, want almal van ons kom by teleurstelling. Almal van ons kom by 'n skokkie of wat ook al. En daar moet ons kies. Kies ons om verder te gaan. Okay. Elke keer wanneer jy vrees, daar's nie 'n demoon nie, hy staan agter jou. So, as jy kwaad raak en dit klaar op, dis okay, jy het die vlees uitgesorteer. Maar as jy kwaad word en jy kan dit nie beheer nie en jy voel sleg. Demonies. Watch out. Demone opereer in bendes, soos ek sê, en ons gaan nou 'n voorbeeld lees. Trots, rebellie, waarsêry, todery, okkult. Ek het die vers nie vir julle, maar ek gaan dit vir julle lees. 1 Samuel 15 verse 23 says, for rebellion is like the sin of divination, waarsêry, and arrogance, pride, like the evil of idolatry. Okay, afgodsdiens. So, dis alles sê trots. As jy nie wil ingee nie, Saul, want hy praat met sy koning Saul hierso, Samuel met hom. Is jou trots, die feit dat jy nie geluister het vir God nie, die feit dat jy rebellious is en pride is dit net so goed soos waarsêry en afgodsdiens. So elke keer as jy daai goeders doen, jy bring al daai manne saam in. Die oomblik as jy pride het jy nie plek vir die Here nie. En dan sal jy nie stilte hou nie, want laasweek het dit nie gewerk nie, met die Here gebid vir dit en dit nie gewerk nie. Ek taboe hiermee. Ek is klaar met godsdiens.
Pastoor is bietjie stil. Die algemene een is vrees, né? Mees algemene een, 2 Timoteus 1:7 sê, en die Here het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. En as die Here dit nie gegee nie, wie gee dit dan? Sien, dis hoe ons moet doen. Ons moet so werk. Moenie dom lees nie. Lees die Bybel mooi. So die Here gee nie 'n gees van vrees nie. So, en dit is een van die grootste een wat ons kry. En nou jy staan by 'n hoek van 'n straat, hier gebeur 'n ongeluk voor jou. Julle sal volgende week sien as ons bevrying doen. Ons blaas uit. Hoekom? Vrees. Hoeveel keer het julle iets gebeur dan? Okay? In daai tyd, in jou swakheid kan dinge gebeur. Maar dis unfair. Praat met die Here daaroor. Die vyand fight unfair. Daar's nie reëls nie. Nie soos gisteraand die vlekwet aanhou blaas. Straaskop. Daar's nie sulke hy het nie reëls nie. Al reël wat hy ken, hy's 'n legal expert. If he's got invitation, he's got. En hy hou van party, hy bring baie saam. The more the merrier. Okay. Wortel van alle probleme is natuurlik vrees. En dan hier's 'n lekker enetjie, 'n klomp rebellie, bendes. Okay, ek is nou bok by emosies nog. Jy gaan net aan, hy's nog daar. Druk net die volgende een my springkantjie. Is ons by gedagtes al, gaan terug. Daar's ons. Ek is so lief vir jou. Ek hou daarvan as jy foutjies maak. Dis vir my so my springkantjie. Is julle tabel julle verlaat? Julle verloor, is julle daar? Aggressie, vrees, alleenheid, ellendigheid, het jy dit vir die kinders gewys? Okay? En dan aanstoot, en nou gaan ons by daai onderste een, ons kom nou by hierdie 2 bendes. Aanstoot. Aanstoot begin gewoonlik met teleurstelling. So aanstoot kan 'n klomp, ek sê teleurstelling. Die kruispunt van teleurstelling kan 2 bendes bring. Hy kan die passiewe bendes bring, of hy kan aggressiewe bendes bring. Okay, kom ons doen eers die aggressiewe ene. Aanstoot, onvergifnis, woede, haat, geweld, moord. Dis hoe dit werk. As jy met 'n ou gaan praat wat moord gepleeg het, dan gaan jy ergens kom by 'n disappointment wat begin het. En dis hoe hy inkom. Tjikke. En voor hy moord pleeg, is daar baie gedagtes van moord. En die Here sê sy woord, as jy jou broer wil vermoor of jy haat hom, dan is dit net so goed soos moord. As klomp wees in daai en wrok, haat, wraak. Okay, en dit klink nou rof, maar dit begin met 'n teleurstellingkie. My kind bench, my hele skoolloopbaan bench my kind. Hy sit daar op die bankie. Ek haat hierdie juffrouens. Nou gaan hy aan 'n ander skool toe, brintie waar dit gebeur weer. Hoekom? Wat doen hy? Hy veroorsaak dinge dat jy nog verder in die gemors gaan. So, en die passiewe reaksies is teleurstelling, alleenheid. Ek is alleen. Niemand het my meer lief nie. Ek staan buitekant en kyk binnekant toe. Ek is nie deel van die lewe nie. Dan raak dit selfdestruksie, wanhoop, dood en dan aktief selfmoord. So agter elke selfmoord is daar 'n goeie kans dat die bose dit verder dryf. Want soos ek al vir julle gesê het, 'n gewone mens by homself kan nie homself of iets ander mense seermaak nie. Nou wie doen dit? Wie stoot jou daarin? Gedagtes. Okay, oorlogsveld. Dis die oorlogsveld, the mind. Ek sien nog geen koppe wat val nie, is almal okay. Almal reg daar so. Goed, die oorlogsveld. Hier's die bendes wat inkom in die gedagtes. Ongeloof, twyfel, compromise, forgetfulness, confusion, indecisiveness en kranksinnigheid, insanity. Dis die bendes wat kan inkom in die gedagtes in die gedagtewêreld. En meeste mense wat die mekaar is met okkulte of okkulte is gewoonlik the spirit of confusion. Hulle sit met 'n spirit van verwarring, spirit of confusion. They struggle with that. Hier kom ons by die tong. Mense, hier is die interessante. Spirits that come not onto the tongue, but influence the tongue. Here it is. Firstly, lies. Compulsive liars. It usually starts with disappointment. Then, vloek, God laster. Ek is bevry daarvan die dag toe ek tot wedergeboorte gekom het. Dan die 2 kerkgaande ouetjies, kritiek en skinder. Die 2 kerkgaande
geeste. En dan, die evangelistiese ene, oordrywing. Ons daar het 500 ouens die harte vir die Here gegee. 500. 500. Daar was net 100 mense, maar 500 het die Here aangeneem. 3000 het gesond geword. net so by the way, okay? En dan, die godlastering, vuiltaal, negatiewe spraak. So, that's what the Spirit does on your tongue. So, ander woorde, wat doen hy? Dit begin met 'n wit leentjie. Jy kom reg. Jy kry hierdie compulsive liars. Hulle lieg so, soos ek altyd sê, hulle verduidelik die waarheid onduidelik, né? Maar hulle is georganiseer. Hulle onthou wat hulle gelieg het. So dis eintlik lekker om nie te lieg nie, want hoef jy nie baie te onthou nie. Jy moenie lieg nie. Dan hoef jy net een keer te praat. Goed, kom ons gaan aan. Die seksuele. En dis die probleem. In the church, we don't talk about the sexual too much, and because of the silence of that, the enemy's got some vatkaans wat hy kom gebruik dan. En dan in die stil sweye kom hy en hy kry 'n vatkaans en hy bevorder dit eintlik. So elke vorm van gewoontevorme seksuele is demonies. Hier is dit nou. Fornication, adultery, masturbasie, homoseksualisme, lesbianisme, transvertisme, prostitusie, pornografie, seksuele fantasieë. Ek het wel eens apart gesit, lust, enige afwykende begeerte en aptyte, nikotien, alkohol, gluttony, dwelms, medikasie. Dis ongesond, dis destructive. For everything, 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life, comes not from the Father. If it doesn't come from the Father, it comes from the world. Who's the leader of the world? Yeah, Morena Satan. In enige verslawing. As jy te doen het met verslawing en jy doen bevryding, moet jy gewoonlik nog 'n boetie gaan uithaal. Begin met frustrasie. Frustrasie en verslawing is in dieselfde tak. In dieselfde tak. Hoekom? Jy kry twee vrouens. Die man, al twee vrouens se mans is besig met oorspel. In die een vrou se huis is daar 'n drankkabinet. Wat doen sy in haar frustrasietyd om vertroosting te kry? Drankkabinet. Aan 'n ander huis is drank nie 'n issue nie. Daar is nie so iets nie. Sy stap yskas toe. En sy word 'n gluttony. Sy ooreet haarself. Waar kry ek en jy vertroosting? By die Heilige Gees. As ek en jy tyd met die Heilige Gees spandeer in tyd met sy woord, dan gaan ons nie roem gee vir wêreldse vertroosting nie. Meeste addictions begin as gevolg van 'n frustrasie wat nie reg vertroos is nie. En hoeveel van ons sit hier vandag met 'n addiction wat gekom het as gevolg van, ons praat nie van voorouers goedes nie, ons is deur frustrasie, ek weet waarvan ek praat, my alkohol, ek kom uit 'n huis waar alkohol misbruik is, en die DNA van addiction kom van daar af, so die hele familie van ons is either in sigarette of in drank of wat ook al, ek het sommer albei gevat. En ek het dit gebruik as 'n genietinge. En wat toe later gebeur het is, daai genietinge het naderhand 'n gewoonte geword. Dan gaan ons op vakansies. Wat gebeur? Ons maak 'n eiertjie op die braaipan. See, lyk lekker. Ek weet nie wat se geluid is daai nie. Wie is daai ou wat nou die dag toe ek vertel het van die druppeltjies? Ek het met disipelskap vertel ek hulle van hierdie ding van die druppeltjies wat so afloop. Toe storm die ou by die, hy sê, hoor jy, hy by verskoon, hy gaan nou gaan. Toe wat ek hierdie ding so mooi verduidelik van die biertjie. Maar ek het nie. Volgende dag vat weer enetjie en begin sommer vanaand 5 uur die braaivleis 4 met ook 'n kitjie en nog enetjie en brandas en al daai goedjies. So dis rustig. Die kinders kry kos, almal is happy. Nou kom jy huis toe na 2 weke by die see op die by strandjies. Nou kom bly by die huis. Nou het jou liggaam gewoond geraak aan vertroosting. Nou begin ek en Adel mekaar hierso by Woensdag aand check. Hier naweek is ver. Maar dan noem dit mos klein Saterdag, hoor ek die stemmetjie sê. Woensdag. Ek begin 'n braaitjie. Weet jy waar braai? Langs die karavaan wat nie opgeslaan is nie.
En ek hoor die see. Maar nou hoor ek my vrou, die kinders is honger. Wat maak ek? Gooi nog 'n chakeltjie by. Tsk, nog enetjie. En toe kom daar 'n stemmetjie in my kop wat vir my sê, die goeie stem. Jou ma en jou pa het probleme, Pieter. Daar's al reeds 'n lyn legal access. Jy het 'n keuse. Gaan jy te trots wees om te luister vir my of gaan jy verder gaan in die moeilikheid? Dit wat jy teen jou pa gehou het, gaan dit met jou gebeur. Wat moet ek eers doen? My pa vergewe. Want the moment you do things, you do the right thing because you are hating what your father did, you're going to keep on doing it. You have to release them and forgive them. En ek het dit gedoen en ek is vandag vry. As gevolg daarvan. Gaan elke ou sy pitch. Maar as jy 'n probleempie het wat jy nie kan beheer nie en jy kom agter jy dit as gebruik dit as vertroosting, my boetie, my sissa, los daai ding. Moenie dit los nie. Kry jou vertroosting eers by die Here. En dis wat die Here baie keer doen is. Hy wil hê jy moet in sy hand vat terwyl jy nog hierdie ding vashou. En dan al hoe meer gewoond raak aan hom en al hoe meer jou vuil teddybeertjie begin neersit en al hoe meer kom by die beste teddybeer. Amen. Goed. Realm van die okkulte. Enigiets behalwe God die enige. Enige plek waar jy met die supernatural in kontak wil kom, is demonies, behalwe God die enige. Klaar, hier is dit nou. New Age, yoga, glasie, satanisme, heksery, sangomas, black magic, white magic, vloeke, telepatie, clairvoyance, heldersiendheid, raadpleeg omens, fortuinverteller, horoskope. Die lysie gaan aan, Ouija bordjies, al daai goedjies. Tarotkaarte. Broer, sê dit sag. Maar pas op vir daai en ook, ja. Enige vals godsdiens, Islam, Christian Science, Baha'i, Boeddhisme, Vrymeselaars, Mormone, Jehovah Getuies, Hindoeïsme, alle oosterse kulte demonized. There's demons behind anything. The enemy is an expert in the religion. So behind any false leraar of vals godsdiens is daar demoon. Alle dwaalleringe, kettery, enige afwyking van die Christelike geloof wat sê you are saved by works is heresy. You are saved by grace and the blood of Jesus only. Amen. Goed. Areas van die fisiese liggaam, gees van krankheid, byvoorbeeld epilepsie, nie almal nie. Stres, migraine, stres is 'n persoon, migraine, allergie, krepeling, slaapmoegheid, insomnia, gees van dood. Hoe nooi jy hom in? Ag, ek wens ek was maar dood. Ek is nou dik vir die lewe. Ek wens ek gaan dood. Meeste mense is 100% by die seksuele, maar dan sukkel hulle met vrees. Of hulle is okay met die emosionele, maar dan sukkel hulle met die geloof. So, ons almal het ergens 'n probleempie. Hoekom demone in ons is besig om te land? Nog so 'n halfuurtjie. Pastoor, ek is besig om te oortree. Is almal nog wakker? Hoor jy, hier's ouens wat in hulle foon het apps wat basies die kar se aircon kan aansit. Hoeveel van julle kan die oonde afsit van die af? Dis nou sulke tyd. Okay, maak 'n app. Pastoor Rowyn is besig om 'n app te maak met visvang. Dis die waarheid. Ek is eerlik. Goed, okkultiese agtergrond. Hoe kom hy in? Betrokkenheid van jou ouers en voorouers. Kom ons lees die vers. Eksodus 20 vers 2 vers 5. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Dis bevryding. You shall not have other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or on the earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Hoe lyk julle ou kroegie daar by die huis? So lekker heiligdommetjie. Hoe lyk dit daar? Verstaan jy? Is alles rondom daai ding gesentreer? Hoe lyk jou aanbidding? Is dit die Here of het jy nog so agterdeurtjies? Sê die Here. Maar ons praat hier van die voorouers. En hoor wat sê hy daarso? I punish the children for the sin of the parents of the third and fourth generation. Hoeveel voorouders het jy in 4 generasies? 30.
Jou eie ma en pa, met hulle pa's en ma's. En dan hulle pa's en ma's, en hulle pa's en ma's, gaan kyk jy wiskunde, 30. So hoeveel van julle weet wat julle 30's voorouers al voorheen bely het en confess het en besig was mee? Ek vra maar net. Volgende week sorteer ons dit uit. Ons gaan nie trots wees nie. Ons gaan nie ons voorouers oordeel nie. Because keeping on judging them is not going to help it. The only way to be fixed and to be set free is Jesus Christ. Okay? So as jou pa en jou ouma en julle stem saam, wie van julle ken die hele stamboom en hulle geite? En dit wat hulle uitgespreek het? Ja, maar is unfair. Hy fight unfair. Dis waarvoor bevryding nodig is. Dit gaan oor die feit dat hy unfair. Ek en jou se persoonlike betrokkenheid by okkulte. Deuteronomium 28 dink ek vers 10. Let no one be found among you who sacrifice their son or daughter in the fire. Maar ek doen dit nie. Moenie worry nie. Dis nuwe goedjies. Who practice divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft. Ek ken mense wat dan net gaan daai ding van die wat hulle kinders nou in vuur gee. By partytjies, dan sal 'n ma vir 'n seun sê, "Maar jy het nog niks gedrink nie. Wat's fout met jou? Gaan haal nog eenetjie. Dan kap ons hom tot 3 uur." Lekker beskaafde afwykingkies. Wit boortjie sonde. Wat se ma sê dit vir 'n kind? Gaan vat nog eenetjie. Wat 'n pa sê vir 'n kind? Het jy al 'n meisie bed toe gevat al? Wat's fout met jy? Jy's nie 'n man nie. Ja, mense. My hart, ek sê ek wil sommer chunk as ek hier so staan. Who practice divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, cast spells, or is a medium or spiritist, or consult the dead. Kan nie my man se sterfte aanvaar nie, maar ek wil weet waar is hy en waar het hy die sleutel gebeere of wat ook al. Nou gaan ek na Tannie toe en sy vertel my waar is om Koos en om Koos praat met haar. Maar die vyand weet hoe om Koos gepraat het. Ancestors believed, hè? You go to the ancestors and you talk to the ancestors. Nonsense, man. Yeah, but I put food there at the grave and the food's gone. The dog ate it. I've been in Botswana. We've been in Malawi and Zambia. We've been there. I know it. The dog eats the stuff, man. Anyone who does these things is detestable. It's a gruwel vir die Here. Okay? Die Here haat dit met 'n passie. Hier's net 'n paar nuwerwetse oudjies wat jy net kan kyk. Ons het nou almal genoem. Okay. Dis maar net die gemoderniseerde occultism. Kom ons gaan aan. Prenatale invloede. My pa is gebore in die 33s, tye van depressie. Meeste van sy peers sit met depressie. Meeste van sy peers sit met alkoholprobleme. Is in die depressiejare, daar was nie voorboding nie, wat gebeur? Ma sê nog 'n bek om te voed. Verwerping onmiddellik. Gees van verwerping kom in. Nie in die ma nie. Beste is gaan na die kind toe. Hoekom? Langer liggaampie om in te bly. Nog 'n geslag verder. Of ma staan en daar's ewe skielik 'n skok wat plaasvind en sy skrik en 'n gees van vrees kom in. Hy uit 'n keuse, ma of kind. Sielsdominasie, ek praat hier van emosionele sielebande nou, né? Die seksuele is net so belangrik. Ons het nie daarby uitgekom nie, maar die seksuele sielebande is legal lyne wat jy los. Jou voorhuwelikse seks wat jy gehad het is hoerery. As jy seks gehad het buite die eg of voor die eg, dis voor die huwelik, is dit hoerery, fornication. You open the sielebande wat gevorm is met jou en die persoon wat jy seksueel mee verkeer het. En daar's bande nou nog wat jou attach. Jy verstaan nie hoekom jy vanaf af aan voel nie, want tannie wat besig was met 'n ander een, dis bande, kom doen die huwelikskursus, dan wys ek vir julle hoe werk dit. Dis bande wat daai mense aan jou kleef. Net so ook, die dag as jy waai uit die huis uit, release die bande, sny mamma se band af. Want jy kry baie suksesvolle sakemanne wat nog nie mamma se band afgesny het nie. Mamma beheer daai kind nog steeds in die huwelik ver van die huis af. Ek het migraine, niemand het my lief nie. Ou spring in die kar, ry 6 ure om mammie te gaan check.
Enige plek waar dominasie en manipulasie is, duiwel. Enige iets waarmee jy te doen het, en daar's manipulasie en dominasie, duiwel, satanisties, demonies. Stres uit kinderdae, vroeë kinderdade. Onthou, kinders het nie verdedigingsmeganisme nie. So wat soek die vader? Soek 'n nageslag, maar hy soek die geslag wat die nageslag maak, om vry en rustig in die huis te wees, eenheid, geen strife en envy nie. Hoor wat gebeur, Jakobus 3:16 sê, want waar afguns en selfguns is, daar is wanorde en allerlei gemeene dade. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. 'n Kind wat groot geword het in 'n huis van moles en die mekaar, hy's 'n open target. Enemy fights dirty. 80% van kinders met probleme het begin tussen 0 en 8 jaar se barakas wat plaasgevind het. Maar dit is unfair. Vyand sê nie, "Haai, weet jy, hierdie ouens gaan eintlik in 'n moeilike tyd. Okay, bende, ons los hulle rukkie. Kom ons gaan na ouens wat so 'n bietjie meer taaf is." Nee. They want the body. They want to live in a place. Hulle voel unfulfilled if they're not in a body or torment people. Oomblik van swakheid, ons het daaroor gepraat. Sondige dade of gewoontes. As jy volhard in sondige dade en jy kyk aanhoudend perverse goeders en jy luister na allerlei marakas en jy word blootgestel aan hierdie goeders en daar's nie belydenis en vergifnis daarvan nie. Jy is 'n open target. The enemy is going to come in and he's going to destroy your belief system and everything that goes along with it. Geen selfbeheersing nie. Ons het gelees, Spreuke 25 vers 28, vir al addicts, as jy nie selfbeheersing het nie, as jy in 'n plek is waar jy so weg is, het jy geen selfkontrole nie. Jy weet nie wat jy sê nie, jy weet nie wat jy confess nie. En natuurlik die laaste ene, negatiewe belydenis, uitnodigings. Daar's nie ding soos 'n negatiewe belydenis nie. Dis eintlik negatiewe invitations. Elke keer as jy negatief praat, luister die duisternis. The enemy is wanting you to speak negative stuff. Ek was dood. Ek skiet sommer 'n koroner. Ken julle daai ene? Ek wens ek kry sommer 'n hartaanval. Hierdie besigheid vir my gaan dit mooi maak, ek gaan bankrot speel. Gaan nie werk nie. Jy dink dis lekker by die party. Die vyand is legal experts. Hulle hou daarvan. Hulle sal jou kom help om jou koroner te skiet. My dogtertjie, ons het 'n ding ingebring ons van nie negatief praat, vloek is nie 'n issue nie, maar nie negatief praat nie, huis nie, ons het mekaar gesê in die begin R100 vir die een wat 'n fout maak of wat ook al. So hierdie dogtertjie vir my is 'n Ansje, as jy vir haar sulke goed sê, sy's black and white. Daar's nie, ag pa het nie bedoel, pa was bietjie af. Nou doen ek bietjie car repairs, jy weet ek is flippend goed daarmee, hoor, ongelooflik. Daar bly nie 'n skroefie op niks hoor nie. Nou is ek besig daar hierdie lekker ou skroefietjie wat daar sit. Klip, val die ding uit, dan sê ek, "Voetsek man." Dan sê pa, "Wil pa regtig hierdie skroefie met voetsek?" Wil pa dit hê? Jy het so 'n security guard in jou huis nodig. Ons sluit af. Kom ons vat saam. Eerstens, die bose hou ons dop. Hy wag vir 'n swakheid. En hy sal jou net verder in daai swakheid instoot. Dis wat hy wil doen. Hy beset jou nie. Hy versterk en bevorder net ek en jou se immorele neigings. Dis presies wat hy doen. Jy is mens, ja, maar ons is net mens, nee. Jy is 'n wedergebore mens met die tempel van God binne jou wat nie plek het vir die vyand nie omdat jy soveel tyd spandeer met die Here. Dis ek spreek sommer die Here se guns uit oor ons almal nou, want jy spandeer soveel tyd en vandag het jou oë oop gegaan hoekom jy moet surrender, want jy wil nie plek gee vir die vyand nie. Hy het jou genoeg gedistrakt, jy's genoeg deur konflik in die huis, by die werk, jy sukkel met goedes in jou lewe wat nie opklaar nie. En vandag en volgende week as daar bevryding plaasvind, doen jy dit want jy wil 'n wessel wees vir die Here. Nie 'n beter ou nie. Nie dit lekker gaan met my nie. Jy doen dit omdat jy weet jy's hier vir 'n doel op aarde. En nog 'n ding mense gaan dood en ek en jy blykbaar gaan ook. So jy leef net een keer. So of jy nou 80 is, daar gaan nie nog 'n
daai droom in jou kop wees van, miskien volgende week. Nee, no. Today is the day of the Lord. If you hear His voice, react. Ek gaan vir ons afsluit. Vader, ek loof en prys U vir die geleentheid, net om, ek glo U hart te spreek vandag hierso. En Here, ons het begin met die feit dat ons niemand judge nie. Ons is nie hier vir beoordeling, ons is hier, want ons is in 'n weermag. We are not an audience, we are an army. And we have to do comops, we have to do insurgents, we have to do intelligence, to know how the enemy works. And this is my prayer, Lord, that you say that a nation without a vision will be destroyed, will go and perish. And this knowledge we receive today, may it go in and open the revelations and open the doors for the enemy to go and open your loving heart to us so that we can realize the stuff we are busy with is plastic. It's non-void. It's pathetic. Comparing with your good works and your good gifts and your equipment you want to equip us with. Thank you for your love. Thank you for your plans for us, that it's super abundantly available to us. Thank you that it's just a confession away, a repentance away, so that we can end up being the people you want us to be. Thank you, Lord, that you work with us deep in our hearts. Jy sit vandag hier so, jy hoor van wedergeboorte. Jy hoor van terwyl ons oë gesluit is, jy hoor van kind van God. Maar jy is nog nie seker of jy 'n kind van die Here is nie. Ons almal gaan nou saam ons geloofbelijdenis doen nou en ons gaan dit in Engels doen en dan sal ons op die einde met jou praat. Kom ons bid saam. Dear Father, thank you for your Son, Jesus Christ, who died for my sins, who was sent to hell, and he got the authority from the enemy, and he was resurrected and raised up, and is now with you, Lord, in heaven, declaring your good works, and acting as our advocate, and acting as our high priest. Lord Father, Lord God Father, we confess today that we believe that Jesus Christ is our Savior and our King. And because of that, we've got surety of our salvation. And then one day, when we passed on out of this life, we're going to be with you. Terwyl ons oë gesluit is, if there's anyone that confessed or prayed this prayer, enige iemand wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het en die Here as sy verlosser aangeneem het, steek net vir my jou hand op. Just raise your hand if this was the first confession you made for Jesus Christ to be your Lord. Anyone? Julle kan maar vir my kyk. Nou gaan ons seën vir die week. Vader, dankie dat elkeen van ons hier kan seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie vir u beskerming. Dankie vir die glimlag oor ons. Dankie vir die gees van onderskeiding en gees van die woord van kennis wat u vir ons gee, Here. Dankie dat ons kan uitgaan, Here, en goeie midwives sal wees, goeie toerusters sal wees, goeie uitstuurders sal wees vir die mense om ons. Mag u ons gebruik in Jesus naam. Amen. Hier gaan tyd vir gebede wees hierna. Dis baie welkom om te kom, om 'n bietjie te kom luister as daar gebede is.